Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 301 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 301, hoofstuk nummer 21, die profete, Surah 21, Surah Al-Anbiya, afdeling 6 van hoofstuk 21. Allah verlos altyd die profete. En toe Noach ons voorheen aangeroep het ons sy gebed beantwoord en hom en sy volk van 'n groot rampspoed verlos. En ons het hom gehelp teen die volk wat ons tekens verwerp het. Voorwaar, hulle was 'n bose volk en daarom het ons hulle laat verdrink. En toe David en Solomon uitspraak gegee het aangaande die weiveld waar die volk se skape gedurende die nag verdwaal het, was ons getuie van hulle oordeel. En ons het Salomo insig in die saak gegee. En aan elkeen van hulle het ons wysheid en kennis geskenk. En ons het die berge en die voëls genoodsaak om saam met David ons loofpryse te besing. En ons het hom onderrig in die smee van pansters om julle teen aanvalle te beskerm. Sal julle dan nie dankbaar wees nie? Sê alhamdulillah. En aan Salomo het ons die geweldige wind onderdanig gemaak. Deur sy gebod het dit gewaai in die rigting van 'n land wat ons geseën het. En ons het kennis van alle dinge. En onder sy duikers was daar ook van die duiwels, en hulle het ook ander werk vir hom verrig. En ons het oor hulle gewaak. En Job, ek weet nie, is dit Job of Job, Ayyub alayhi salam, right? Job. Toe hy sy Heer aangeroep het, kwellinge het my getref, en U is die genadigste van die genadiges. Toe het ons sy gebed beantwoord en hom van moeilikhede verlos, en ons het aan hom sy volk teruggegee, en woon op nog die gelyke van hulle, 'n genade van ons en 'n herinnering aan my onderdane. En Ismail en Idris en Dulkifl, hulle almal was tussen die geduldiges, en ons het hulle in ons genade opgeneem, sekerlik hulle was onder die weldoeners. En wie is Noon? Jonah van die whale, Jonah van die groot vis, né? En Jonah, toe hy toornig van sy volk af weggegaan het, en toe hy gemeen het dat ons hom nie in benoudheid sou bring nie, maar eindelik in sy smeekgebede uitgeroep het, daar is geen God buiten U nie, heilig is U, ek was inderdaad een van die onregverdiges. And dit is a very powerful dua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, reg? 87, 88. Toe het ons sy gebed beantwoord en hom van sy kwellings verlos, en sodoende verlos ons die gelowiges. En Sagaria, toe hy tot sy Heer geroep het, my Heer, laat my nie alleen nie, U is die beste van die erfgename. Toe het ons sy gebed beantwoord en Johannes aan hom gegee, John the Baptist, en sy vrou vir hom vrugbaar gemaak. En sekerlik het hulle met mekaar in goeie werk gegewe dwywer, en ons aangeroep in hoop en vrees, en hulle was ootmoedig voor ons. En dink aan haar wat haar kuisheid bewaar het, ons het ons inspirasie in haar ingeblaas, en vir haar en haar seun 'n teken vir die nasies gemaak. Dit is Maria en haar son Jesus, right? Die seun. Voorwaar, dit is hulle gemeenskap, een gemeenskap, en ek is julle Heer, aanbid my daarom,
there is only one God. God does not have mother, no father, no son, no daughter, no shareholders. Nobody else is not net een God asseblief mense onthou dis baie belangrik, reg? Tog verbreek hulle hul verbintenisse met mekaar, maar hulle sal almal tot ons terugkeer. Everyone guaranteed will return to the Creator. Even the atheists and those who don't believe in God will return to Him. This is an absolute guarantee. The very fact that you are a human being, you can walk like a human, you can talk like a human, you can think like a human being. It means you came out of somebody's womb, and if you came back out of somebody's womb, it means you have been created by a supreme creator and you're going to return to him. That's a guarantee. So tomorrow if you look in the mirror and if you tell yourself, okay, I am a human being, irrespective of race or religion or nationality or gender, if you confirm in the mirror that you are a human being, then you must know guaranteed you have come to earth for a purpose. And that creator who created you is going to hold you accountable. What did you do on earth? Did you just play around? Did you just mess around? Did you just indulge in your own fantasies, on your own lusts, or whatever you want to do for yourself? Or did you fulfill the purpose and mission for which you were created? You've been given a job. Do you know what your job is? If you don't know what your job is, please get a copy of the Quran. Stay well, lekar bray. Alhamdulillah.